In Efesiërs 2 vers 14 skryf Paulus dat Christus die muur afgebreek het wat skeiding gemaak het tussen die Jode en nie-Jode van die gemeente. Hy het nie die muur bloot verskuif nie versag of laer gemaak nie, afgebreek. En tog leef baie Christene vandag gemaklik met hulle eie weergawe daarvan. Netjies, Bybels, goed gemotiveer, totdat jy besef, elke muur wat ons oprig, of weier om af te breek, fluister dieselfde leuen. Die kruis was nie genoeg nie. Ons kan maar ignoreer wat Jesus Christus gedoen het. Maar Jesus het die muur afgebreek. Punt. En elke keer as ons besluit wie welkom is en wie nie, is ons met rebelsheid en ongehoorsaamheid besig. Dit is nie net ongemaklik nie, dit is skokkend. Die muur is weg. Die vraag is, wie gee ons die reg om dit weer te bou? Daardie muur was histories natuurlik ook 'n werklikheid. Die tempelmuur in Jerusalem het alle nie-Jode uitgesluit, buite gehou. Maar Paulus se verwysing na die skeidsmuur is ook simbolies van iets dieper. Die wet van die ou verbond was ook 'n skeidingsmeganisme. Wat bedoel was om na Christus te wys, het 'n instrument van uitsluiting geword. En eerlik, dit voel dikwels vir my, by baie kinders van die Here, het hierdie realiteit nog nie tuis gekom nie. Vandag lyk die mure anders, nie klip nie, maar kriteria. Allerhande dinge, teologie, politiek, kultuur, aanbiddingstyle, morele en etiese invalshoeke. Mense sê dit selde hardop, maar hulle dink dit gereeld. Jy hoort nie regtig hier nie. Ek hou nie daarvan dat jy ingekom het of probeer inkom nie. Paulus sny reg deur dit alles. In vers 15 sê hy oor die geestelike muur, die wet met sy eise en reëls is deur Christus tot niet gemaak. Nie versag nie herinterpreteer nie, tot niet gemaak. Waarom? Sodat hy in homself een nuwe mens kon skep, een nuwe familie, die nuwe volk van God, een liggaam. Die Christendom is nie veronderstel om 'n klomp opponerende groepe te wees, net met beter samewerking nie. Dit is nie diversiteit met spanning nie. Dit is 'n nuwe mensdom, 'n nuwe identiteit, wat nie uit wet of kultuur gebore is nie, maar uit die kruis. Versoening werk in twee rigtings, vertikaal en horisontaal. Jy kan nie sê jy is met God versoen, maar steeds mure teen mense oprig nie. Die kruis laat dit eenvoudig nie toe nie. Een Gees, een toegang, een Vader. Jesus het nie gesterf om mense net effens nader aan mekaar te bring nie. Hy het gesterf om vyandskap dood te maak. Die vraag is nie of die muur af is nie. Die vraag is eerder, hoekom hou ons mure in stand? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord wat duidelik sê, U het die skeidsmuur afgebreek. U het vyandskap vernietig. Vergewe ons as ons nog mure probeer bou of in stand hou, wat U nie daar wil hê nie. Dankie dat U van ons almal een nuwe mensheid gemaak het, een familie. En Here, baie dankie vir die voorreg en die genade wat ek het, wat elkeen van ons het, om deel van hierdie familie te mag wees. Amen.